teks wees. Hebreërs 1 vers 1 tot 8. Net voordat ons begin, kom ons sluit net die oë en dan nader ons ook die Here. Vader, soos wat ons nou U nader en ook waar ons nou gesing het, dat U naam wonderbaar is en ook sodoende dat U Seun se naam verhef is bo alle name. Vader, kom sit ons as U kinders by U voete. En Vader, ons staar op met bewondering in ons oë. En sodoende prys ons U vanoggend dat ons 'n God aanbid wat die onmoontlike moontlik kan maak. Wat onverstaanbaar is, wat ewig is, wat die Alfa en die Omega is. Maar Vader, ek vra U vanoggend, mag U Gees hier in ons midde werk, mag dit elke oor en ook hart oop en ontvanklik maak vir U woord, maar mag U waarhede in U woord vanoggend nie net interessante waarhede wees nie, maar mag dit ons verander. Mag dit dinge wees wat ons huis toe neem, en mag dit dinge wees wat ons op herkou, wat ons sal herskep en verander in U Seun se beeld. Maar Vader, dan vra ek ook vanoggend, mag U my eie gebrokenheid en sondigheid op sy sit, en ook sodoende dat elke woord wat ek spreek, dat dit volgens U wee en U waarheid sal wees, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 1 vers 1 tot 8, lees ek uit die 33 tot die 53 vertaling, en die opskrif sê vir ons voortreffelikheid van Christus bo die engele. Vers 1 sê vir ons, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eerstegeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme. Maar van die Seun, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. Net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, het ons laas Sondag en ook die vorige paar Sondae gefokus op die reeks wat gehandel het oor die Heilige Gees, en eintlik bietjie daarop gefokus om te sê, wie is die Gees werklik? En op so 'n paar interessante aspekte van die Gees gefokus, soos die 7 geeste, wat dit simbolies beteken vir ons, maar ook eintlik gesê dat die Gees werklik God se Gees is en Christus se Gees is, wat in ons woon, en so kan ons eintlik sê die drie-enige God woon in ons, maar ook dat Christus eintlik nou tans by die Vader in die hemel is, en dat dit die Gees is wat vir ons als verleen hier op aarde, die vrug vir ons gee, die gawes, die geloof wat ons skort, om aan die Seun en die Vader vas te hou. En sodoende wil ek vanoggend aanbeweeg en klaarmaak met die reeks oor die Gees, en aanbeweeg met die reeks oor die Seun. En die rede hoekom ek oor die Seun wil praat, wie Jesus werklik is omrede die hele wêreld ken die figuur aan die kruis. Stem julle saam met my? In elke fliek wat jy van Amerika kyk, of waar ook al jy is, meeste mense het al vir die Jesus figuur aan die kruis gesien, en veral ook in elke land wat bestaan op hierdie aarde. Daar's tog mense wat nog nooit gehoor het wie Jesus werklik is nie, maar hulle het al hierdie beeld gesien. En sodoende kan ons ook sê, in die moderne wêreld is dit nie juis Jesus wat die meeste aangeval word nie, wie Jesus is nie. En die rede daarvoor is omrede Jesus is die sleutel tot die ewige. Die woord sê,
Jy kan net by die Vader uitkom deur die Seun. Jy is alleenlik gered deur te glo in Jesus Christus. Ek hoop julle stem saam met my. Jesus is die sleutel tot alles. Maar omrede hy die sleutel is tot alles, probeer hulle hom afbreek. En probeer hulle sê, hy was nie die seun van God nie, hy was miskien net 'n profeet, soos die moslems glo. En dan kan ons dit verder vat en party mense ontken net in totaliteit dat Christus bestaan het en dat sy kruisdood absoluut niks beteken het nie. Maar vanoggend en ook in hierdie reeks wil ek nie net fokus op die kruisdood nie, want ons wat hier sit, tog glo ek, meeste van ons het al tot redding gekom en ons weet wat die kruisdood beteken, die verlossing aan die kruis. Maar ek wil eintlik praat oor wie is Jesus voordat hy gekruisig was? Wie is Jesus nadat hy gekruisig was? En dit net bietjie vaser maak in ons harte, sodat wanneer ons aan Jesus dink, wanneer ons bid in sy naam, wanneer ons bid tot hom en sy Vader, en wanneer ons die woord lees, dat ons vernuwe sal word in ons denke, want tog groei jy nie eintlik juis in jou redding wanneer jy groei in jou redder nie? Is dit nie 'n waarheid nie? So as ons dan vandag kyk na ons hoofteksgedeelte in Hebreërs 1, wil ek net so 'n bietjie konteks gee oor die boek van Hebreërs, sodat ons die konteks net in die skrif so 'n bietjie beter sal verstaan. So ons boek wat ons vanoggend uitgelees het, was juis geskryf hoofsaaklik vir die Jode. Die rede hoekom ek dit sê is, ons weet nie mooi presies wie's die skrywer van Hebreërs nie, maar wat ons weet is, dit word neergepen, die waarhede in daai boek, om dit vas te maak in gelowiges se harte, dat Christus bo almal en alles is. En dis hoekom julle sal sien in vandag se konteks, het ons gelees dat Jesus bo die engele is. Hy is nie gelyk aan hulle nie en hy is ook nie 'n engel nie. Want juis die Jode het die engele baie hoog geag. Ek dink ons wat nie in hulle kultuur groot geword het nie, sien engele ja as miskien God se boodskappers, sien engele as hierdie mense wat die Israeliete beskerm het, maar die Jode het werklik baie hoë respek gehad vir die engele, want die engele het in baie situasies nie net God se woord vir hulle gebring nie, maar hulle uitkoms gegee. Het nasies verower en ook sodoende in baie gevalle in die Ou Testament tot hele weermagte uitgewis. As ons net dink aan die verhaal van Moses wat ons so ruk terug op gefokus het, was dit die engel van die dood wat die Egiptenare se eerste geborene doodgemaak het. So die engele was baie diep in hulle kultuur en in hulle konteks, maar ook sodoende as ons later in Hebreërs lees ons dat Jesus 'n opskrif, die tweede hoofstuk, Jesus is groter en meer as Moses. En die rede hoekom hulle dit ook na verwys is omrede die Jode veral skuldig is daaraan, dat hulle baie keer hulle voorouers, wat God deur gewerk het, amper later begin verafgod het. Moses en Abraham en al hierdie voorouers en ook Bybelse figure in die Ou Testament. En die skrywer maak dit duidelik aan die Jode, Christus is hoër as almal, is meer as almal, sy naam is verhef bo almal en hy heers tans oor alles en almal. So met dit in ons gedagtes, kom ons kyk na vers 1 van ons hoofteksgedeelte. Dit sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Nou ek dink in eenvoud glo ek en ek hoop dat almal verstaan, in die Ou Testament het God deur profete en deur boodskappers soos die engele aan die profete dinge oorgedra, wat daai profeet dan oorgedra het aan die volk. Ek dink net aan Moses, dink aan Dawid, dink aan Amos, dink aan al die profete van die Ou Testament. God het een persoon gekies, deur hom gewerk, om homself te openbaar aan die mensdom. Is dit nie waar nie? Wie hy is, oor te kommunikeer. Maar in die Nuwe Testament kom God, en hy praat met ons deur sy seun. Is dit nie waar nie? Jesus kom vertel vir ons wie sy Vader, 'n dieper verduideliking van die wet, en ook sodoende verduidelik hy aan ons die sleutel om by sy Vader uit te kom, en dit is deur homself. Maar ek dink, as ons as die liggaam van Christus aan die Ou Testament dink, sien ons nooit eintlik vir Jesus raak nie.
Stem julle saam met my? As jy vanoggend, as ek vir jou sê, dink aan Genesis, dink jy dadelik aan Christus? En die antwoord is miskien nee, né? Ek hoop julle stem saam met my. Dis vanselfsprekend, né? Jy lees nooit van Jesus aan die kruis nie. Hulle praat van die skepingsleer en van die eerste mense, Adam en Eva, en van die sondeval en al daai stories dink ons aan. Maar ek dink juis vir hierdie rede is dit baie belangrik om vanoggend op ons hoofteksgedeelte te fokus. Om te sien wie Jesus was in Genesis. Om te sien wie Jesus nog altyd was, sodat ons vir Jesus Christus in elke hoofstuk van die Bybel sal raak sien en ook sodoende besef dat die drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nog altyd bestaan het. Dit bring ons dan by vers 2 van ons hoofteksgedeelte. Dit sê, wat hy as erfgenaam van alles gemaak het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Nou, die skrywer pen neer dat Jesus Christus deur sy Vader die erfgenaam van alles, oor alles aangestel is. En dat God die Vader deur sy Seun die wêreld gemaak het. Nou, ek weet nie van julle nie, maar toe ek klein was, het ek altyd gedink, God die Vader is die enigste persoon wat geskep het. Stem julle saam met my, né? God het geskep. Maar hier lees ons nou van, God het deur Jesus die wêreld gemaak. En dit is hoekom Jesus die erfgenaam is van alle dinge. Want sy Vader het deur hom alles gemaak. Ek hoop julle besef dit. Dit maak sin. Maar om hierdie eintlik te verduidelik en ook hoe is dit moontlik te beantwoord, is dit belangrik dat ons net so na een versie kyk in Genesis 1 vers 3, wat net oor een aspek praat van hoe God geskep het as voorbeeld. En Genesis 1 vers 3 sê vir ons, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So in eenvoud, wat het God gedoen? Hy het gespreek, né? En hy het geskep deur te praat. So hy het woorde gebruik om te skep, stem julle saam? Hy het gepraat en hy het geskep. Maar dan sien ons ook in Hebreërs 11 vers 3 dat God deur sy woord die wêreld geskep het. Hebreërs 11 vers 3 sê vir ons, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit onsienlike dinge nie, of uitsienlike dinge nie, sorry. Eerstens as ons kyk na Hebreërs 11 vers 3, die heel laaste gedeelte, sê dit vir ons, dat God geskep het uit niks uit nie. Daar was nie sienlike dinge, en toe het God dit gevat en iets gemaak nie. Daar was nie modder in die heelal en 'n paar klippe en hy het dit saamgedruk met sy hande en daar is 'n planeet gevorm nie. Hy het uit niks uit iets geskep. Maar tweedens sê dit vir ons in die begin van vers 3 dat hy deur sy woord deur sy woord het God die wêreld geskep. Maar dan kom ons by Johannes 1 vers 1 tot 3 en Jesus verduidelik dit vir ons nog dieper. Johannes 1 vers 1 tot 3. Jesus sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. En sorry, dis nie Jesus nie, dis Johannes wat dit neerpen. Nou wat beteken hierdie gedeelte vir ons? Hierdie gedeelte sê vir ons baie belangrik, dat in die begin was die woord daar, né? Julle stem saam. En die woord was by God, en die woord was self God. En dan sê hy, alle dinge het deur God ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat nie ontstaan het nie. Verwysend dat alles wat bestaan vandag, is geskep uit en deur God. Maar wat baie belangrik is, die konteks van hoofstuk 1, hy verwys na Jesus Christus homself. So in die begin was die woord, want die woord is Christus, en die woord was by God, want Christus was by God, en die woord was God, want Christus is God. En die woord is God. Nou, ek weet nie van julle nie, maar toe ek jonger was, het ek baie gesukkel met die drie eenheid oor hierdie element. Nou die Bybel sê vir ons, die drie eenheid, God bestaan uit drie elemente, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Maar nou kom die woord en hy sê maar, die woord is ook God.
Nou, hoe werk dit? Hoe werk dit dat die woord self God is? En die antwoord is van die woord is Christus. En ek hoop julle sien raak dat omrede God gespreek het en woorde gebruik het, sy woord gebruik het, sê Genesis 1 vir ons alreeds, ons het dit toe net nie besef, die mense van die Ou Testament nie, het hy dit deur Christus gedoen. Ek hoop dit maak so. So Jesus kom nie en sê hierdie is in teenstryd met wat in Genesis staan nie. Hy gee net vir ons 'n dieper verduideliking dat Christus, dat God die Vader deur die Seun alles geskep het en tot hom. Is dit nie dan toepaslik die ene wat deur alles geskep is, dat hy dit wat geskep is, kom versoen en vergewe nie? Is dit nie omrede Christus die een is wat alles deur geskep is, dat hy die een was wat uitverkies was om die vervloeking deur te gaan van die kruisdood nie? Ek hoop dit maak dieper en meer sin vir julle en ook die prentjie vir julle mooier en dieper. So Christus was al daar van die begin af. En dink gou daaraan, dan elke woord in die woord van God is deel van Christus. En as jy vanoggend, ek net hier kyk, is jy 'n Bybel? Nee, is nie 'n Bybel nie. As jy vanoggend daai Bybel wat voor jou is, selektief hanteer en aanvaar, beteken dit dat jy nie vir Christus ken nie. Verwysend. Ek seker hier is, is hier mense, ek kan nou nie mooi dink nie, ek so 'n bietjie, my brein is so 'n bietjie toe. Is hier iemand, twee mense met dieselfde name hier vanoggend? Hannes. Ja, oom Hannes en oom Hannes. Ons het al die voorbeeld gebruik. Nou, albei van hulle is godvreesende manne, en as hulle hier voor sou gestaan het, is daar miskien dieselfde karaktereienskappe, né? Hulle op soek na die Here, hulle lees die woord van die Here, miskien is albei ewe hardkoppig, né? Miskien is albei ewe liefdevol vir die gemeente, maar tog sal ons verskille vind in hulle, stem julle saam. Maar as jy aan die een vashou, beteken dit dat jy aan die ander een vashou? Nee. As jy die een ken, beteken dit jy ken die ander een? Nee. En dis hoekom ons kan nie verder in die geloof wandel en sê ons is gelowiges wat gehoorsaam is, as ons selektief is met die woord nie. Daar is 'n rede hoekom die woord oor sekere dinge praat wat moeilik is, want weet julle hoekom? Om vir God te verstaan is moeilik en onverstaanbaar, want hy is onverstaanbaar. En as God verstaanbaar was, sou hy nie God gewees het nie. Ons moet dankbaar wees daaroor, dat ons net 'n druppel in 'n emmer verstaan, of 'n druppel in 'n oseaan verstaan van wie God is. Die disippels vra vir Jesus, vertel ons van die hemelse dinge, en Jesus sê vir hulle, maar hoe kan ek julle van die hemelse dinge vertel, as julle nog nie eers die dinge verstaan nie, verwysend na die woord van God. En wie kan vanoggend hulle hand opsteek en sê hulle verstaan die volle woord van God? Nie een van ons nie. So ek hoop julle sien, die woord van God is self God, omrede dit Christus is, en elke keer wat jy lees en leer uit die woord van God uit, in wie groei jy? In Christus Jesus. Is dit nie hoekom ons ook in die reeks oor die Gees gesê het, dat die Gees alleenlik vir alles verkondig wat uit Christus uitkom nie, en hom verheerlik nie? Hoekom verkondig hy alles wat uit Christus kom? Want Christus is die woord van God. Ek hoop dit begin dieper sin maak, en ook waarde dra in julle lewens. En dit bring ons by vers 3 van ons hoofteksgedeelte, en dit sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, praat van Jesus wat die afskynsel is van sy Vader se heerlikheid, en die afdruksel van sy Vader se wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van God, of van die majesteit in die hoogte. Nou vers 3 begin, en dit sê vir ons dat Jesus is werklik God. Hy is nie net in wese, hoe hy lyk en hoe hy optree, soos sy Vader nie. Hy is sy wese, maar ook het hy deel aan sy Vader se heerlikheid. Hy is 'n afskynsel van sy heerlikheid. Hy is God self, en sodoende is die woord van God self God.
Maar die vraag is, wat beteken die volgende gedeelte in vers 3 wat ons vind, wat sê, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Wat beteken dit dat Jesus alle dinge dra deur die woord van sy krag? Soos wat ons klaar vasgestel het in Johannes 1 vers 1, is die woord van God, God self, want dit is Christus. Die heelal is geskep, die hemel en die aarde, deur Christus en vir Christus. So omrede Jesus die woord is, hou hy alle dinge bymekaar en in stand en draai ook alle dinge deur die woord van sy krag. Nou wat dit beteken is, stem julle saam met my dat elke profesie wat al voorspel is oor Jesus se eerste koms, toe hy aarde toe gekom het as mens in die Ou Testament, was vervul. Stem julle saam met my? Jesus het gesterf soos wat die woord sê hy sou sterf, die Messias het gekom, elke ding wat voorspel het iets van Christus het waar geword, maar is dit nie dan ook waar dat elke profesie wat praat oor die eindtyd, die laaste uur, Christus se tweede koms, se wederkoms en die dinge oor die nuwe hemel en die nuwe aarde ook waar gaan word, nie stem julle saam met my? Dit is wat ons in glo. Maar my vraag is, hoekom is die Bybel waar? Hoekom hou ons daarin vas? Is dit net omrede ons sê dis die Bybel? Nou hoekom? Ons kan sê want dit is God self, né? Maar dieper. Dieper, wat is die rede hoekom ons die woord van God verkondig en ook daaraan vashou? Want God is onveranderlik en die woord is God en Christus. En elke belofte wat daarin te vinde is onveranderlik. Is profesie nie eintlik 'n belofte nie? Is dit nie waar nie? En omrede God onveranderlik is en Christus self God is en die woord self God is, sal dit so gebeur. God die Vader het dit bepaal deur sy Seun wat die woord is. Maar dan is my vraag ook, hoekom? Hoekom is Jesus in beheer van alles? En vers 3 gee vir ons die verduideliking, hoekom juis hy? Die einde van vers 3 van ons hooftekstgedeelte. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Nou wat vir my baie belangrik is, wie het vir ons sondes gesterf? Jesus Christus. Hy het dit alleen gedoen, is dit nie waar nie? Is dit nie waar dat Jesus getuig het aan die kruis, Vader, Vader, waarom het U my verlaat nie? Hoekom het die Vader hom verlaat? Kan enigiemand vir my sê? Ek kan nie hoor nie. Okay, vir ons sonde. Okay, so hy het die wêreld se sonde op hom geneem. En die Vader haat sonde en hy kan nie met sonde wees nie. En dis hoekom dit 'n vervloeking was vir cursed tree, soos die Bybel van praat. En dis hoekom Jesus moes sterf, want hy het die sonde van die wat in hom sou glo op hom geneem. En dit is hoekom hy tans in beheer is van alle dinge. Dis hoekom hy tans sy naam verhef is bo alle name, en dis hoekom hy tans aan die regterhand van die Vader sit in die hemele. Na Jesus se kruisdood, sy opstanding uit die dood en sy hemelvaart, sê die gedeelte vir ons, het hy gaan sit langs sy Vader. Maar wat beteken dit ook eintlik werklik? Wat beteken dit? Wat is die dieper betekenis van Christus wat sit aan die regterhand van sy Vader? Matteus 28 vers 8 gee vir ons die verduideliking, en Jesus praat self hier, en dit sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Net voordat hy hulle beveel of die groot opdrag gegee het en opgevaar het hemel toe. Nou is dit nie vreemd om daaraan te dink dat Jesus alle mag en autoriteit het tans oor alle dinge nie. Oor die hemel en oor die aarde nie. Dink ons nie nog altyd aan die Vader in daai posisie nie? Wat dink julle? Stem julle saam mee? Ons dink altyd die Vader is in beheer van alle dinge. Hy het die tome tans van alles. En die waarheid kan baie vreemd klink, maar 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 28 is 'n baie belangrike vers wat hierdie vir ons verduidelik. 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 28. En luister mooi, dis 'n baie moeilike gedeelte
veral met die woorde en sinskonstruksies wat hulle gebruik. Vers 24 sê, daarom kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee. Wie is hy? Jesus. Wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappye en alle gesag en mag vernietig het. Wie is hy? Jesus. Want hy moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Praat weer van Jesus. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is, want alles uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Nou hier is 'n baie belangrike gedeelte wat praat oor dit wat nog moet gebeur en dit wat gaan gebeur. En dit wat al gebeur het. Die gedeelte sê vir ons dat Jesus tans alle mag en autoriteit het, want sy Vader het aan hom alle mag en autoriteit gegee. Hierdie gedeelte praat van God het alles aan Christus onderwerp, God die Vader. Maar dit sê ook vir ons in vers 27, is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp is, verwysend dat God die Vader nie onderworpe is aan die Seun nie, maar dat Jesus meer soos hy generaal optree, wat nou mag het oor die weermag. Maar dan gaan dit aan en dit sê vir ons, dat Jesus die toom van die mag en autoriteit en krag, of die tome van dit, sal teruggee aan sy Vader wanneer al die konings en heersers van hierdie aarde, die vyande van Christus, sy voetstoel sal wees, wanneer hy hulle vernietig het, en dan wanneer die laaste vyand, die dood, in die vuurpoel gewerp word, dan gee Christus weer al die tome en mag en krag weer terug aan sy Vader. Maar hoekom is die dood die laaste vyand? Hoekom is die dood die laaste vyand van die Vader en die Seun? Is dit nie eintlik juis waarvoor Jesus kom sterf het nie? Nie net vir die sonde nie, maar dat ons die nagevolge van die sonde nie sal dra nie. En dit is die tweede dood. Dis hoekom Jesus moes uit die dood uit opstaan om die dood te oorwin. Interessant sê Hebreërs vir ons in die Bybel dat die duiwel die mag het oor die dood, wat 'n baie interessante vers is. En die rede hoekom dit sê, want hy is die een wat verlei het en mislei het, en sodoende is dit sy doel dat almal wat deur Christus geskep is, en dit is alle mense op aarde, die tweede dood moet verkry, en dit is om hel toe te gaan. Want die eerste dood verkry ons almal, sê die Bybel, is die dood van die vlees. En ek seker elke persoon wat jy al geken het, toe jy 'n jong kind was, vir al die ouer mense, het al gesterf, meeste van hulle. Maar die belofte is dat ons nie die tweede dood sal verkry nie. Hoekom? Want ons is een met Jesus Christus, wat die dood oorwin het. Hy het ons deel gemaak aan sy goddelikheid, en dis hoekom ons ewig kan lewe. Maar dan gaan die gedeelte ook aan, en sê dat hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde wat geskep sal word, sy Vader se sal wees, sodat God alles in almal kan wees. Dit is my altyd so mooi, as die woord praat oor die nuwe hemel, wat op die nuwe aarde gaan wees. En dit sê dat daar nie dag en nag sal wees nie, want God se lig sal vir ewig skyn. Sy heerlikheid sal vir ewig skyn. Maar beïnvloed dit nie ons denke, ook as ons na die gebroke wêreld daar buite kyk, om te besef dat hulle is ook deur Christus geskep nie, die Vader deur die Seun. Besef ons dat ons dit weergeboorte noem, omrede ons alreeds deur Christus geskep is, maar nou weergebore word in hom. Besef ons hierdie realiteit en waarhede van dit. Besef ons dat dis hoekom Christus nog altyd die sleutel moes gewees het, om vir die skepping te sterf, die wat in hom sou glo. Jesus het nie net was deel van ons skepping nie, maar ook is hy ons redder, verlosser, maar ook heers hy tans oor alle dinge,
en alle magte en kragte in die skepping. Dink julle nie hierdie maak dat ons anderster kyk na die kruis ook nie? Dat dit wat deur hom geskep het hom gekruisig. Is dit nie hoekom Christus werklik eintlik sê aan die kruis, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie? Maar is dit nie ook vir ons 'n hoër roeping dan om te sê, maar wie is ons om nie uit te gaan en die woord te verkondig nie, die volle woord van God? Wie is ek om vandag hier te sit om te sê, ek hou nie vas aan daai gedeelte in die Bybel nie. Ek glo dit is oudtyds. Wie is ek om dit te sê? Kan jy groei in Christus as jy net halfhartig aan Christus vashou en aan hom glo? Nee, ons kan nie. Maar dit maak dit vir ons dieper en mooier. Dit sê vir ons hoef nie net op die Nuwe Testament te konsentreer nie, maar gaan vind uit wie's Christus ook in die Ou Testament. Want dit is die fondasie van Christus se koms. En ek weet, hier's baie ouer mans, ooms wat baie keer by die Bybelstudie met my praat, en vir my met opgewondenheid vertel van die interessanthede wat hulle vind in die Ou Testament, wat 'n groot liefde het daarvoor. Maar weet julle, hoekom is dit interessant en mooi en vreugdevol? Want dit is Christus ook. Mag ons met 'n vernuwe oë na Christus kyk. Mag ons in sy liefde groei en mag ons in Godvreesendheid teenoor hom ook groei. Want Jesus is nie net liefde nie. Jesus is nie ons maatjie nie. Jesus is God self. En mag ons begin met respek sy naam ook gebruik. Nie lasterlik optree en woorde gebruik nie. Want dink, elke keer as iemand op hierdie aarde laster en God en Christus se naam uitelik gebruik, is hulle besig om die een, en Robbie het nou daaroor gepraat geopen, te bespot wat alle mag en krag het oor alle dinge. En raai wat, hy sal 'n bespotting van jou maak, wanneer hy terugkom. Jy sal jou knie buig. Elke persoon en hom prys, maak nie saak of jy hemel toe gaan, of geoordeel word om hel toe te gaan nie. Elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat Jesus werklik die Christus is. En mense, daai vrees is nie vir ons nie, ons is gered uit liefde uit. Maar kom ons tree op en deel hierdie liefde met ander. Die volle storie van Jesus Christus en wie hy is. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, waar ons nou in eenvoud net nog 'n waarheid van die Seun aangeraak het, dat hy werklik ook die ware ek is. Dat hy saam met u al vir 'n ewigheid gewandel het. Vader, prys ons eerstens vir u vanoggend, dat u ons so lief gehad het, dat u hom vir ons gestuur het. Maar dan prys ons ook u Seun en verheerlik hom, wat homself verneder het, om soos die skepping te word, teen volle mens, om ook te ly hier op aarde, sy plek te verlaat daar in die hemele, en hier 'n dienaar te kom word tussen ons. Maar Vader, ek vra vir u, mag u vanoggend hoogmoedigheid uit ons harte uitbrand, en ons nederig te maak, ons elkeen dienaars te maak van u woord, ons gehoorsaam te maak teenoor die waarhede van die woord, en ook sodoende in gehoorsaamheid ons stuur om u woord te verkondig. Vader, ons prys u dat ons u Seun en sy redding ervaar van Genesis 1 tot die laaste hoofstuk en vers van Openbaring. Maar Vader, help ons om nie meer selektief u woord te aanvaar nie. En Vader, as daar vanoggend waarhede is, wat miskien iemand mee sukkel om te aanvaar in sy lewe, wat hulle te vinde gekry het in die woord, Vader, mag die ware leermeester, u Gees, dit 'n waarheid maak vir hulle. Hulle help om dit te aanvaar, en hulle ook sodoende te herskep volgens wat dit sê. Vader, ons is dwaas in ons verstaan, en ook in ons wandel teenoor u. Maar u genade is genoeg, want u Seun, Jesus Christus, was genoeg. En ons prys u daarvoor. Vader, ons vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Staan en ontvang die seën. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou
om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen. Dankie julle.